Johannes 5 vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes. Wat op die roering van die water gewag het, want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. Die engel, God het die water kom roer, maar God het hulle nie in die water gesit nie. OK. Hulle moes 60-60 bel of iemand om hulle te kom. Hulle moes plan maak. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. En toe Jesus hom sien terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Kyk nou hierdie vraag, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? What a question." Die sieke antwoord hom: "Ja, Here, ek wil gesond word." Is dit reg? Lees ek reg? Hierdie ou se attitude was al van so 'n aard dat jy weet, dis net sad. Here, ek het niemand om my in die bad te sit nie, as die water geroer word nie. Onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En hy het gesond geword, sy bed opgeneem, en daardie dag was dit Sabbat. O God. Die Jode sê toe vir hom wat genees was: "Dit is die Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie." En julle ken die verdere storie daar uit. En so aan. En weet jy wat, die Here bring hierdie ding so duidelik by my op. En eintlik die gedagte wat ek mee gesit het. Jy weet die Here Jesus sê, as jy nie kan oppas wat aan jou toe vertrou word nie, wie sal jou die ewige goed gee? As jy nie kan oppas wat nie joune is nie, wie sal jou die ewige goed gee? So, daar's 'n baie duidelik, en dis net in kort die beginsel wat ek vanmôre wil noem. God stel die twee goed, die geestelike en die fisiese, stel hy vir ons, maar hy vergelyk die twee tot op dieselfde vlak. Nou, daar's 'n hoër orde, daar's iemand wat jou die ware goed wil gee, maar jou performance met die tydelike bepaal hoeveel jy kry. Baie belangrik, en ek wil dink nou 'n bietjie wat die Here nou gesê het ook deur die woord hierso. Jou performance in die tydelike. Weet jy, hierdie gedagte kom by my op. Luister gou mooi. Die gedagte kom by my dat as ek nou baie ryk moet word, né? Sê nou maar iemand gee vir my honderde miljoene rande. En ek wil nou ouens bless. Nou, bless laat hulle nooit weer hoef terug te kyk of so nie. Wat gaan my kriteria wees? Wat gaan my kriteria wees? Weet jy wat gaan my kriteria wees? Ek gaan kyk, wat doen jy terwyl jy min het? Wat doen jy met die min wat jy het? Dan weet ek kan jou vertrou met meer. Wat doen jy met die min wat jy het? Dan weet ek, as ek jou oor vele aanstel, sal jy getrou wees. Maar as jy nie in die mindere kan perform nie, en perform bedoel ek nou nie sleg nie, ek bedoel, want as jy nie getrou kan wees oor die mindere nie, hoekom moet ek jou meer gee? Want jy het nie die mentaliteit om meer te hanteer nie. En dis baie keer, baie van die situasies in ons land ook, en al die goed wat ons sien, en hoekom geld so gesteel en gemors word en so aan. Die ouens het nie waarde aan die goed nie, want hulle het nie die inner dinges set up om die goed te hanteer nie. Met ander woorde, wat gaan ek na kyk? Hoekom sê Jesus, in die minste was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel? Die maatstaf is, wat doen jy terwyl jy die minste het? Is jy getrou daarin, of lê jy soos die ou by die bad en sê die hele tyd, ag ek kan nie, ek het nie. As dit ons attitude is, gaan ons uiteindelik nooit iets hê nie. Maar as jy begin iets maak met die min wat jy het, as jy begin inspring, as jy begin 'n plan maak, jy bel 'n vriend, jy vra namens 'n vriend, kom sit my in die water. Maar jy lê nie net daar en sê, ag, ek kan nie,
ek het nie, ek gaan nie, ek wil nie. Dit klink so stoksiel alleen op 'n Saterdag aand, het jy al daai gehoor? Ek vra vir Tilly, maar Tilly sê sy wil nie. Ek vra vir Jannie, maar Jannie sê hy kan nie. Nou ons lewens klink baie keer soos daai song. Julle verstaan wat ek bedoel. Ouens, dis in kort. Ek gaan nou klaarmaak. Ek gaan nie julle kry af vandag en 'n ander keer vat ek weer my tyd. Dis die woord wat baie duidelik tot my gekom het. Wat maak jy met die min wat jy het? Is jy besig om vir God te wys, you can trust me with more? Is jy besig om te wys, ek sal doen wat reg is, voor ek doen hoe ek voel. Ek sal doen wat reg is, voor ek na omstandighede kyk. Het vanmôre gehoor van God vertrou en geloof in al hierdie goed. Hierdie hele preek is al klaar vir ons eintlik uitgepreek. Maar vat dit vanmôre en sê, toets jou eie hart. Het jy vanmôre die attitude van Here, ek kan nie, of soek jy eers om iemand net te kan bless? Jy hoef nie jou alles weg te gee nie. Bybel leer ons baie duidelik, gaan lees 2 Korintiërs 8 en 9. Maar die Bybel leer ons in daai selfde hoofstukke, in alles wat jy kry, is daar 'n saadporsie en daar's 'n broodporsie. Die probleem is, ons eet ons saad en ons het môre niks. En ek wil vanmôre hierdie gedagte by julle los. Dink aan hierdie ou lê daar by die bad. Hoe lank sou hy nog daar gelê het? Hy sou sy lewe lank daar gelê het. Hoe lank hy ook al sou gelewe het, maar dank die Here vir hom, het daar voorsiening verbygekom. Vanmôre kom die selfe voorsiening, en hy gaan jou dalk nie via die bad wegvat nie, maar hy gaan vir jou leer om 'n plan te maak om in die bad te kom. Hy gaan vir jou plan maak. Kom ons kyk gou Lukas 6. Lukas 6. Ouens, regtig, ek wil hê ons moet bevry word van hierdie attitude van, die Here moet my help. Hey man, kom ons vat geloof. Julle het vanmôre gehoor. Geloof in sy naam en sê, hierdie naam het vir my 'n weg gemaak. Hierdie naam het dit vir my moontlik gemaak om uit my omstandighede uit te kom. En ek is nie, jy weet, ons ken nou die culture van handouts, né? En ek dink dis 'n culture wat mense hulle waardigheid eintlik ontneem. Eintlik ontneem in die sisteme waarin ons staan. God het ons 'n manier gegee. Weet jy wat sê die Here? Dink net bietjie hieraan. Die ouens wat so, ek het laasweek of die week voor dit vir u gesê, die ouens wat so, jy weet, hulle is mos vinnig om op die water klim en te sê, jy preek prosperity, of daai tipe goed, daai nonsens. Attitude. Kan jy glo dat God sê, ek het jou die vermoë gegee, die krag gegee, whatever hy dit noem, het ek jou gegee om rykdom te verwerwe. Hoekom sal die Here God van die hemel dit sê? Hoekom sê hy nie, ek het jou die krag gegee om onder te gaan en te krepeer die res van jou lewe? Hoekom sê God nie dit nie? Maar dis nie wat hy vir ons in gedagte het nie. Hy het vir my en jou in gedagte to be more than a conqueror. Kom ons kyk bietjie hierso Lukas 6. Waar is daai mooi skrif? Is dit vers 38? Gee en aan julle sal gegee word. Nou wat is die wat jy gaan terugkry? Kom ons kyk hoe lyk dit. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en wat is oorlopend is, sal hulle in jou skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. So as hy sê,
Hulle gee vir jou 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopends is, en dis dieselfde maat waarmee jy gemeet het. Hoe het jou maat gelyk? Hy moes dieselfde gelyk het. Is dit reg so? En dis nie in 'n sin van hoe ons nou dink, dit wat ons gee, moet nou so great is. Hoe lyk 'n maat in jou hart wat oorlopends toe is? Julle hoor wat ek wil sê, dis die kern waarby ek wil uitkom. Is jou hart vanmôre tot oorlopends toe vol van excitement oor die Here? Want dan, al gee jy 10 sent, word daai 10 sent 'n magtige instrument in die hand van God. Maar God kyk na die attitude, as jy oor die minste getrou kan wees. Dis waarna die Here kyk, die hart agter hierdie goed is wat vir hom saak maak. Dan sal jy dieselfde maat ontvang. As jou hart in oorlopends toe is, sal dit wat jy ontvang ook oorlopends toe wees. En dis wat God vanmôre, dis hoe hy wil hê ons moet lewe. 'n Goeie maat, eers goed voorberei, ingedruk, geskit en dan oorloop. En nou baie keer is dit wat ons verwag. Maar hy kom en hy sê dieselfde maat. Sê gou dieselfde maat. Dieselfde maat. So dit moes die way wees waarin ek operate ook. En ek moet ook operate in oorvloed. Ek sê weer, dis nie gemeet aan hoe ons dit meet nie. Rand en sent of wat ook al, hierdie tipe goed. Dit gaan oor hoe lyk my hart? As jy in die minste getrou is, sal jou hart in oorvloed wees. Maar as jy aan die minste ook knyp, as jy besig is om jou saad te eet, sal jy nie die vrymoedigheid hê om oorlopends te wees nie. Is ek reg? Ja, dis feite. Maar as jou hart in oorlopends is, dan soek jy 'n channel om te bless. Dan soek jy 'n kanaal om te seën. Jy hoef nie vir 'n ander oue kar of 'n huis of wat ook al te gee nie, maar God gee dat ons daarby kan kom. Verseker, dit sal lekker wees. Maar baie ouens, in die tyd wat hulle daarby kom, is hulle hart alweer so vas aan die goed, dat dit niks help nie. Sien jy hoekom moet ons hart oorlopends toe wees? Ons moet nie die goed kan vashou nie. As ons weer sien, dan spring die ding uit. Greed is 'n groot vyand en mammon is 'n groot vyand. Kom ons kry vanmôre 'n hart wat oorloop. En ek dink, dis die ding wat by my aanklank gevind het. Wat doen jy, watter moeite doen jy om in die bad se water te kom? Het jy hierdie attitude, het jy al oorgegee, sit jy maar net en wag vir doomsday, of is jy excited oor wat God gaan doen? Weet jy wat, gisterand toe ek besig met die woord, en dit, luister mooi, ek wil jy moet hierdie woord aanteken. Dit kom so duidelik by die Here sê, begin om voor te berei vir my openbaring in krag. Start preparing, I want to show myself in power. En ek het dadelik, ek het vir die Here gesê, Here, ek neem kennis. Ek neem kennis. Ek sal moeite doen. Nou ek wil nou vir julle sê wat ek gedoen het. Sê nou maar ek is stupid, dit maak nie saak nie. Ek wou gisterand graag die rugby gekyk het. Maar dit was 10:00 tot 12:00 omtrent. En julle wat gekyk het, ek watch of julle slaap. Ek watch sy oogies, Julian, al hy kappietjie af vir die skade. Ek spot hoor. Maar julle verstaan wat ek bedoel. En ek het vir iemand, ek vir Graham gister by 'n troue het, was so saam. Toe sê ek vir hom, ek sê, weet jy wat, hierdie is vir my belangriker as die rugby. Alhoewel ek dit volg en ek wil dit baie graag kyk en ek is lief daarvoor, is dit vir my belangriker om vars te wees, reg te wees, alert te wees as ek hier is, as wat ek die game gekyk het en ek is moeg. Hierso, jy kan gekyk het, dis fyn, ek het nou niks verstaan nou, ek gooi nou nie klippe nie, niks daarmee te doen nie. Maar vir my is dit 'n manier. Dis 'n baie eenvoudige manier om te sê, Here, ek sal moeite maak met wat U gesê het. As ek hier kom, sal ek vars wees
En ek sal alert wees, en ek sal wakker wees, ek sal vroeër gaan slaap, ek sal van my tyd afknyp, ek sal my week beter rangskik, sodat as ek hier is ek reg. Want as u self wil wys, dan wil ek hoor. As u wil praat, dan wil ek hoor. Nou vra ek jou, watter moeite doen jy terwyl jy nog die min het? Het jou gees al gaan lê? Het jy die gesegde op jou eie gemaak van ek het nie? Of is daar by jou nog excitement? Om te sê, wow, as God dit iets wil doen, ek is sy kanaal. Ek wil sy kanaal wees, ek wil sy instrument wees. En hierdie ou by die bad van Bethesda is vir my so groot voorbeeld altyd. Hierdie ou, hy sat. Hy het nou al net, dis asof daar, jy weet, hy's nie net despondent nie, dis asof hy klaar oorgegee het. As dit nie vir Jesus was wat verbygekom het nie, dan was dit nag vir hierdie perd. En ek dink, baie keer kry jy by Christene hierdie selfde ding. Dis asof hulle boedel oorgegee het, asof hulle moed opgegee het. Ouens, die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. God wil vir ons meer gee, God wil ons oorlopends toe gee. He is the God of the overflow. Die God met wie ons te doen het, is die God van oorvloed. Maak nie vanmôre saak waar jou sake sit, hoe jou bankrekening lyk, wat syfers vir jou sê nie. Die God wat ons dien, is the God of the overflow. Die probleem lê by die attitude van ons harte. Hoor my vanoggend. Hoor my. Moenie langer jou salaris, ek voel ek wil hierdie vir u sê, moenie langer jou salaris en die goed wat jy opstaan en weet, die vastighede in jou lewe. Moenie dit langer as die vastighede beskou nie. Beskou die vastigheid as dit wat God wil doen. Dis vastigheid. Want anders gaan jy altyd sukkel. Anders gaan jy altyd sukkel. Vat die vastigheid in jou lewe as dit wat God in jou lewe wil doen. Kom ons bid saam, kom ons staan. Wil ek vanmôre sê, steek jou hande uit en sê vanmôre, Here, verander net my hart. Verander net my attitude. Verander dat ek nie die gesindheid van hierdie man sal hê nie, wat net sê, ag, niemand sit my in die bad. Kom ons doen dit vanmôre, Here, ons het U nodig. Ons het U nodig. U woord het vir ons gesê in die laaste dae sal daar swaar tye wees. Ons het U nodig want U is 'n God wat overflowing is te midde van swaar tye, Here. U ekonomie is nie gekoppel aan hoe dit op die aarde lyk nie. U het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Halleluja. Vader, laat ons die kanale sal vind hoe dit na ons toe kan vloei in die naam van Jesus Christus. Vergewe ons as ons begin murmureer het, Here. Vergewe as ons begin na syfers kyk het en die dinge met ons harder gepraat het as wat die woord van die Here met ons praat. Laat ons vanmôre kyk en sê, wat doen ek met die minste? Is ek in die minste getrou? Kan God my vertrou met meer? Kan hulle vir my die ware goed gee? Dit wat regtig saak maak op grond van wat ek gedoen het met die tydelike. Here, verander ons harte, is my gebed in Jesus naam. Ons bid vanmôre, Here, hierdie offerande is maar 'n klein teken van wat in ons harte aangaan. Here, baie keer het ons 'n 20 sent mentaliteit of 'n 10 sent mentaliteit en God moet tevrede wees met die skapie wat ons eintlik nie wil hê nie. Vergewe ons, Here God, U moet die beste kry. U moet die beste kry. En Here, in die Ou Testament het U die reëls neergelê en gesê, so wil ek hê julle moet gee. Vandag is ons vry, maar baie keer lei ons vryheid na nuwe bondage toe. Want ons is inhalig of ons is ongelowig. Vader, vergewe ons hierdie dinge en help ons.
Laat daar vandag in harte 'n nuwe omkeer kom, Here. 'n Nuwe swaai van excitement, 'n nuwe swaai van geloof soos ons gehoor het, 'n nuwe swaai van voorsiening in die naam van Jesus Christus. Here, my gebed is laat hulle wat hier staan uiteindelik die voorsieners vir baie meer sal wees in die naam van Jesus Christus. En ons dankie daarvoor en ons eer U. Ons seën ons offerande, ons seën die finansies, ons seën ons mense wat siek is, Here, dat U vir hulle sal voorsien in die naam van Jesus. Ons dink vanmôre aan Annette en aan Anne, Here, dat daar spesiaal uit die hand van die Here uit liggaamlike voorsiening vir hulle sal wees in die naam van die Here. Dankie vir 'n God wat hom nie laat koppel aan die rand en die dollar en die goed op aarde nie, maar hy is die God van oorvloed. Halleluja. Gee ons 'n nuwe hart, Here God. 'n Nuwe gesindheid in Jesus naam. Amen.